Wel, goeiemorgen. Is die klank reg? Kijk. Die hart van 'n pa. Ek het daaroor gesels. Maar voor ons verder gaan, kom ons sluit net die oë. Dankie Here, dat ons vandag hier kan wees. Dankie vir u genade en liefde. En dankie Vader, dat u ook ons Vader is. Dat ons vandag ook aardse vaders kan vier en dankie sê daarvoor. Maar ons het ook die hemelse Vader, vir so loof en dank en prys. Dankie dat ons self in die hande kan stel. Seën ook om die teenwoordig, seën die diens. Help ook vir my ook om tot eer op te tree. Dankie dat ons alles in die hande kan stel. Seën ons familie en vriende en alles vriende op basis, help hulle ook. Op die Christus naam. Amen. Ook in die hart van 'n pa. Ek wil gou vir julle 'n videoetjie speel wat kinders van hulle pa se op YouTube gekry het. Daddy's a wacko head. He has a beard, black glasses on. He watches TV. My dad watches Price is Right, and I do not like it at all. He gets down to business. He works out the jail, drinks a lot of coffee. He fixes houses. He takes pictures. He gives people medicine. I have no idea. He tries to sing. Not very good. Don't tell him I said that. Every morning when we pull out of the driveway, he zooms back real fast and does a donut. I try to teach him blues, but it's a little too hard for him. He tries to joke about stuff, but it's not really funny. He chews a lot. He can lift me up even though I'm very heavy. Really, really strong. He tickles me so hard that I cry. He talks silly. And he's really crazy. He's a pretty good cook. It turns out really delicious. Sorry, Mom, but he cooks a lot better than my mom. He plays catch with me. My favorite thing to do with my dad in the world is to play basketball. Candyland. Stay up late with him and play video games. I love that he lets me play on his iPad. Play golf. I like to wrestle with my dad. I like going hiking with him. We get to spend a lot of time outdoors together. Is that going to me? And usually he gives me candy. I love spending time with my dad. He's always trying to get me to do what he thinks is best for me, and he just cares a lot about me. I'm safe with him. If I get scared, I go to him and he helps me. He's been doing martial arts for a long time, so I know that he'll protect me. I feel like he always is there for me whenever I need him. He's kind and sweet. His heart is really big like this one. When we're running out of time or something, he's always like, it's okay, don't worry about it. I can always count on him to help me with stuff. He just makes me feel safe. My dad is a sidekick. He's the best. He's a really nice guy. I wouldn't like any other dad better than him. Like the best dad I ever had. Yeah, he's like my best friend. Vandag se boodskap is 'n bietjie afwyk van die normale preek in die sin dat ek heelwat ander goed eers gesels wil by meer geestelike goed gaan uitkom. En ek vra vir julle om te kyk na waar dit ook oor gesels kan ons kyk vanuit 'n pa se oogpunt uit, hoe 'n pa dit ervaar, beleef, hoe hy oor dinge dink, so ook van die ma se kant af, pa jy was stupid geweest of pa jy het dit goed gedoen, ma dink ook 'n sekere ding van die pa. Die kinders, ons het 'n video gesien van kinders van 'n pa dink byvoorbeeld, en ook mense buite die gesin. So daar is verskillende maniere om te kyk na pa of 'n vader dan. So afhangende van jou situasie, kyk vanuit daai oogpunt uit na dit wat ek met julle wil deel. Hierdie liedjie het by my opgekom, want dit is soveel toepassing op wat een van die funksies van 'n pa. So ek gaan gou speel.
Lank het ek my sorg verberg. Gebalde vuiste was my uitweg. As almal dan nou bang was ek reg. Geen goeie woord ooit oor my lippe. Geen goed wou ek en anders sien. 'n klein ou kindjie skud my lewe. Toe sy my vra of ek vir Jesus ken, en ek sê ja. Nou papa, wys my Jesus. Ek wil hom sien as papa na my kyk. Papa, wys my Jesus. Ek wil hom hoor as papa met my praat. En nie net altyd raas. So dikwels dra ons 'n baadjie van Christus, maar ons lewenswyses laat soveel te na. Besef ek dat iemand na my toe kyk, en waarheen lei ek die wat my wel volg. Ken Jesus my? Wie sien hom in my? Want die klein ou kindjie vra, Papa, wys my Jesus. Ek wil hom sien as papa na my kyk. Papa, wys my Jesus. Ek wil hom voel as papa aan my raak. Papa, wys my Jesus. Ek wil hom hoor as papa met my praat. En nie net altyd raas. Maar papa, jy is my Here en ek volg jou draai. Er is 'n paar verhale vertel of julle lees ook van vaders wat dinge gedoen het. Hier is ook 'n ware verhaal van Thomas van der Woude, wat sy lewe gegee het vir sy seun. Hy was 'n toegewydde Christen, voormalige vegvlieënier, 'n pa van 7 seuns uit Gadsbaai. Okay? Hy en sy vrou Mary Ellen het op kinders grootgemaak op 'n plaas in Virginia, waar geloof, werksetiek en liefde diep gewortel was. Maar op 8 September het sy seun Joseph, het hy met sy seun Joseph op die plaas gewerk. Joseph met Down syndroom, nou dink ek Glory Botha projek, Down syndroom, is half gepas, en Jan kan dit ook. In elk geval was saam met hom, en hy het per ongeluk op 'n ou septiese tank se verrotte deksel getrap en daardeur geval. In die ou septiese tank. Reg in die 5 meter diep tank vol rioolwater. Soms dink ek Thomas ingespring en gaan help. Want hy geweet die kind kan swem nie. En met geen bekommernis sy eie veiligheid net, hy nou afgeklim en geduik en gestaan in die tank, die versmoorde walms, al die goedes daar, sy kind boven sy skouers, en daar was net geen plek om te staan en asem te haal. Hy sy seun sy kop oor die water gehou, met sy eie liggaam, en toe die reddingswerkers kom, was Thomas bewusteloos, maar sy seun nog steeds bo op hom. Paramedici kon vir Joseph red, maar nie die pa. Die pa het dit nie oorleef nie. Ek geself dink, dat die pa, die mense daarvan gedink het, die pa sy lewe gegee, en toch vir Down syndroom kind ook, baie mense miskien al sê,
En nie is so 'n oulike kind miskien is nie. Maar dit wys net ons dink altyd reg nie, hoe ons mense dink. Nou, was het Thomas is iemand om vooraf gewaarsku het wat het gebeur? As waarskynlik gesê het, ek sê pa, ek sal dit weer doen. Hoe onthou jy jou pa? Nou, die ding wat hy vir my pa kon onthou, wanneer hy gepreek het, altyd baie keer begin met die woorde, rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk. Hy het so lief daarmee te begin. Dis een wat ek kan onthou van sy preke dan ook. Maar ons is geneig om baie keer op die negatiewe te fokus, en dit vergeet ons die positiewe ook. Dis ongelukkig so ons as mense, dit kos een negatiewe ding om iets soos 20 positieve goed uit te vee in ons gedagtes. Baie maklik. So, ek gaan so 'n paar goedjies deel met julle, maar van die oogpunt uit, ek wil julle ook dink, hoe was jou pa? Wat jy by hom geleer, en hoe was jy as 'n pa gewees ook? Ok. Voorbeeld by, ok. Ek was seker so 7 jaar oud. Ek het geld gehad, dis op Stilbaai, vakansietyd, my pa was altyd bank, hy het die geld vir ons gehou, as jy geld nodig het, dan het dit jou gegee. En ek op een stadium kon ek sweer my pa skuld nog 25 cent. En ek was in trane daaroor, my pa skuld my 25 cent, hy sê nie, hy het alles my gegee. En ek het baie ontsteld gewees daaroor. Dit wat ook nog goed in Stilbaai. Maar, terwyl ons daai foto daar, is my pa met die Indiaanse uitrusting, sommige keer mag dat die ander persoon herken wat daar sit. Weet jy of iemand is nog maar ken nie? Dit is nie die politieke bedeling sal, maar miskien het ek vergeet. Ons moet hier verf hier miskien, maar is seer swart. Okay. Die ander 25 storie weer, ek was in Hendrik Lou op skool. Nou, jy is onthou vir Julian en vir Johan Olderwagen en Ignatius en Leon en so. Ek was een van die kleiner oukies in die klas, ek was ek en Ignatius en Leon was die kleinstes in die klas, soos my seuns. In elk geval, ek het op staan met judo geneem en so aan, en toe, ek het my pa 5% geskuld in doops, toevallig weer 25% gewees, en met daai tyd, toe loos kon 5% nog 5 chocolates koop, ne? Kijk, baie geld gewees. Maar daai spesifieke dag kom ek by die huis aan met 'n hemp met die bloed op en 'n knoop is weg. My pa vra, wat het jy gedoen? Ek sê nee, hier by skool het een van by dieselfde geld verstandige kinders een van my pels geboelie. Philip was sy naam, ek het Philip onthou nie. En toe ek met judo die al gaan reg sien en ek het hom reg gesien te doops. My pa sê toe vir my, wees trots op jou dat jy jou maat verdedig het, ingestaan het vir hom. Jy kan 5% dat jy my geskuld het, so ek het hom geskuld het. Hy sê, jy kan 5% dat ek hom geskuld het, ek maar hou, hoeveel dit ek te betaal nie. Vandag sê dit is 'n bietjie ander tye, nee, vandag is maar klip die skool is die groot moeilikheid. Maar goed, dis goed om eens met my pa onthou, dan weer wat gebeur het. Die ander ene, was ook, ek was Hendrik Lou in graad 1, skooldokter kom hier aan, skooldokter vraag of jy, elke kind moes ons vraag, wat doen jy ma, wat doen jy pa, al die type vrou, wat jy broers en sisters jy het, en die goeders, en in elk geval, toe my beurt was, begin die vraag, maar hoeveel broers is jylle? Ons is 5 broers. Hoeveel, wat doen jou ma hou skool hier by die verbeteringsskool in Vore. Wat doen jou pa? Nee, hy werk nie eintlik nie, hy is 'n predikant. Ek het hom sien Sondag werk, want ek hom anders sien werk. Ja, die mond van die suigels sê die waarheid hoor, nee. So onthou my seker dinge uit jou lewe uit. Dan die ander ding wat ook gebeur het, dit is ek so 7 jaar oud gewees, hier was 'n Amerikaner, dit was die ou Hendrik Lou gebou gewees. En die man was 'n buikspreker. En hy het eintlik sendewerk gedoen en onder mense, en hy het pop gebruik as grappe maak en so aan, en op die oud gaan het oor 'n Christelike boodskap. En by die geleentheid dan het die boodskap my nog getref, ek was 7 jaar oud gewees, en toe my pa
was een van die mense wat er was, en my pa het my toe die Here toe gelei by daai geleentheid. So mense onthou, sekere dinge positief en nog soms negatief, maar waar fokus jy? Dis 'n lewensles wat eintlik in die Bybel uitkom, as mens mooi gaan dink. Dat jou gedagtes op, dat dit mooi is, goed is. Hoe onthou jy jou pa? Gedink 'n bietjie, want ons tydjie is geneig gesê om die negatieve te onthou en die goeie te vergeet. Hier is 'n ander verhaal. Die pa van, nou daai dikkie uit is bietjie siek, waar moes bietjie daai naam uit. Enige wat jy weet. Maar jy weet van wie ek praat, okay. Wat hier gebeur het was, daar was massiewe aardbewing gewees in China. En die reddingswerk is 'n man gevind onder die pyn, sogenaamde geboue rug, snaakse posisie. Hulle kon nie verstaan hoekom hy so lê nie. En toe nou oopmaak uitkom toe sy baba seentjie of die kind onder hom. Lewendig. Toe die pa sy liewe opoffer vir die kind. En, let wel, in die pa se hand is 'n selfoon. En op die selfoon is 'n boodskap getik gewees. As jy oorleef, onthou altyd, papa het jou lief. Net vinnig 'n paar punte oor die rol van 'n pa in sy gesin se lewens. Daar kan baie meer dinge gesê word, net so vinnig 'n paar hoofpunte vinnig daar. 'n Pa gee leiding, stabiliteit en ondersteuning. Dis nie net van finansiëel, ook emosioneel en geestelik wat hy ondersteuning gee. Die pa se identiteit en sekuriteit speel 'n rol ook in later jare. Want as jy so terugdink, jy dink maar ek toevallig dit was so, en my pa het dit so gedoen. Kostelike storie, dis nie 'n pa nie, maar ek moet gou vertel. Die vrou het dan sy lamsbout gaar gemaak het. Die lamsbout het met so 'n puntjie, dan sy het afgesny en langs die ander deel in die pot gesit en in die oond gesit. En op 'n stadium het die dogter vir haar gevra, "Ma, hoekom doen ma dit?" Sy sê, "Nee, met my ma het dit gedoen. Ouma het dit gedoen." Toe gevra die kind vir ouma, "Ouma, hoekom het ouma dit gedoen?" Hier, my pot was te klein. Dan soos die maag affekteer sy maar ons is maar, ons ouers geaffekteer, paas en maas, né? En die pa, volgens die Bybel, is ook die geestelike leier in die huis ook. Nog 'n verhaal wat julle miskien al van gehoor het al, is hierdie Dick White en sy seun Rick. Ek wil 'n videoetjie speel, ek hoef nie daar te lees nie, die videoetjie sal alles vertel eintlik van hulle. Finally, a father loved by his son, by an entire city, he defined America Strong. Dick Hoyt and his son Rick were a team, father and son for years, competing in the Boston Marathon. That father pushing his son the entire way. We have followed their story for years. Rick was born paralyzed, the doctors telling his parents, "You should consider putting your newborn in a special care facility." We tried, but we talked, and we said, no, we're not going to put Rick away, we're going to bring Rick home and bring him up like any other child. Dick and his wife Judy did just that. Sports, school, communicating through a computer. And it was back in 1977, Rick asked his father if they could run in a charity race together. Dad said he was out of shape, but that he would do it. When we get home that night, Rick wrote on his computer, "Dad, when I'm running, it feels like my disability disappears." So that was a very powerful message to me. And so they kept running and running. The Boston Marathon 32 times, the statue in their honor near the starting line. More than 1,000 races in all, Ironmans too. Dick towing his son on a raft. I'm amazed at what I'm doing. I'm running faster now when I'm 60 years old than when I was 18 years old. His son Rick is now 59, and his father, who was 80, passed away overnight. Rick's brothers breaking the news to him, and it was Rick who gave his father the biggest gift. I think that Rick has, really made me fulfill my life as a father. What's the secret? We're just having a great time, I guess. We celebrate Dick Hoyt, his family. So 'n paar voorbeelde van spesiale paas, wat spesiale dinge gedoen het. Wat invloed het jou pa op jou lewe gehad?
Wat onthou jy, wat affekteer jou nog steeds? Kan dit affekteer jou selfbeeld? Die Bybelike rol te pa het. So as ons sê, ons kyk van beide kant af, van pa se kant af, van die kind se kant af, dink oor 'n bietjie hieroor. Jou selfvertroue, vrede, veiligheid, dat die kindertjies voorgepraat het van die kind gesê, is veilig, sy praat oor martial arts, sukses, al die goed word geaffekteer deur jou ouers of jou pa spesifiek dan ook, ons praat van Vadersdag dan ook, verhoudings met ander, jou gedagtes en nog vele meer. So, die verhoudings in 'n pa en 'n kind is dus baie belangrik. Dis 'n maankind ook natuurlik, ons voel so die paas vandag. Wat leer die Bybel ons oor pa wees? Ons lees daar, en vaders, moenie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar voed hulle op met tug en vermaning soos die Heer dit wil. Ander die pa te rol, 'n verantwoordelikheid. Spreuke 22 vers 6, lei die seun op die regte pad, en hy sal nie daarvan afwyk as hy oud is nie. Kan sê dogter ook nie. Lei jou kinders op die regte pad. Nou, 'n pa moet leer onderrig, lei 'n voorbeeld stel, dan kan die liedjie Papa wys met Jesus, wat voortgespeel het. Lief hê sonder voorwaardes, luister en net praat nie. Nou ja, 'n Bybelse pa is nie perfek nie, hy is net mens, hy gaan foute maak. Maar hy streef daarna om volgens God se hart te leef. Hy streef daarna om wel 'n goeie vader en pa te wees dan. Hy gaan foute maak, maar hy probeer. Nou kom by die ander punt uit wat ek bietjie oor fokus op. Ons het gepraat van die aardse pa. Nou nie almal het altyd 'n aardse pa nie, of 'n aardse pa wat goed is nie, ons weet dit. Maar ons het ook 'n hemelse Vader. Die Bybel sê vir ons, maar julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, Vader. Nou, Abba, die Hebreëus, beteken eintlik maar papa. En wil dit sê vir ons, daar is 'n intieme verhouding tussen ons en God, die Vader. Hy is nie 'n koue, ver afgeleë Vader nie, daar is 'n spesiale band tussen ons en hom. Hy is nie afwesig nie. Hy het nie net gesê dat ons lief is nie, hy het verder gegaan. Hy het sy seun gegee vir ons. So hy het gewys, hy is lief vir ons. So wat is ons verhouding met ons hemelse Vader? Selfs as jy 'n aardse pa gehad het teleurgestel het, en soms gebeur dit, jou aardse pa stel dit teleur partykeer, weet ons, God is die perfekte Vader. Hy sien jou, hy hoor jou, en hy is daar vir jou. Ons verstaan nie altyd nie, né? Maar dis waar vertroue inkom, soos vertrou op God. Hy is Vader is, en hy is lief is, en hy wil vir ons die beste gee. God voorsien in ons behoeftes, net 'n paar punte vinnig hier ook noem. Ek weet my God sal ook in julle behoeftes voorsien. Hy moes klaar bewys hoe ryk hy is deur wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Hy het sy seun gestuur vir ons, né? Hy is 'n Vader wat weet wat ons nodig het. Hy het geweet, reeds in die begin van die tyd, het hy geweet, hy gaan 'n offer moet bring vir ons sondes, anders gaan ons as mense almal eindig in 'n warm plek. En hy het geweet, en hy is bereid gewees om sy seun te offer daarvoor. 'n Offer te wees vir ons sondes. Sy voorsiening is nie beperk nie. Dit inteendeel, dit kom uit sy oorvloed, hy het baie om te gee. God is liefde. Hy het baie liefde om te gee. God gee goeie gawes op aan sy kinders. As jy wat sleg is, dan weet om goeie gawes en 'n kinders te gee, hoeveel te meer sal die Vader in die hemel goeie dinge gee aan die wat hom vra. Nie 'n klip op die bord sit nie. God sal vir jou kos voorsien as jy kos nodig het. As jy 'n slang gee nie, ons weet, hier is daarvan gepraat.
God sal vir ons voorsien. Soos 'n aardse vader sy kinders wil bederf en beskerm en wil help, gee God die regte goed en nodig is vir sy kinders op die beste tyd. Soms wil dit iets nou hê, ek wil dit nou hê. Maar God weet, het gaan nie vir jou goed wees nie. Dan moet maar wag. Of God weet selfs wat daai ding moet jy glad kry nie, gaan dat nie goed wees vir jou. Maar ons is as mense baie keer dan kwaad raak vir God. Maar ons moet nie vergeet, die God is die Vader wat alles weet. Ons wil ander vertrou op God die Vader. God troos en dra ons in moeilike tye. Kom ons loof God. Hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. Hy is vol medelee en hy troos mense soos my. Hy is altyd daar wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan. En juist daarom kan ons ander help wanneer hulle swaar kry. In Korinthe staan daar ook dit, né? God is nie afwesig in ons pyn nie. Nou ek kan hier my pa's weer voorbeeld vat. Dit is een wat my ons is baie bly. Ek was iets soos 9 jaar oud toe my oudste broer dood is aan bloedkanker. My pa en my ma het nie verbitterd geraak in die Here nie, en teenoor het voortgegaan om Here te dien. Ek was 30 jaar oud. Nou die incident, ek kan dit baie vinnig beskryf, was dat een broer homself geskiet het in die kop, voor my pa. Ek het Lisa so 4-5 meter van het af. Ek het dus ook badkamer te deel. En my broers en my arm is dood op daar. Nou, my pa was nie verbitterd nie, teendeel. Hy het voortgegaan om die Here te dien. En vir die Here te werk. Op 'n afgetrede ouderdom het hy steeds nog na gemeentes toe gegaan en afgelos in gemeentes wat die predikante het nie. Daardie voorbeeld is daar vir my. Want ons so geneig om God te verwyd vir dinge. En soms vergeet ons ook, selfs slegte dinge kan God goed gebruik. Ek glo vandag, dat van hierdie, my broers afsterwe, albei van dinge, het gemaak met pa, waarskynlik beter sympathie kon toon, aan ander mense wat kinders verloor het. Die het 'n begrip gehad het vir hulle omstandighede. God dissiplineer ons met liefde. Ja, ons ken altyd ons sin. Ja, wanneer die Here iemand lief het, hou hy nie terug om reg te help nie. Hy is soos 'n pa vir sy kinders teregwys, sodat hulle die regte pad sal loop. Nou sy liefde beteken ook dat ons lei, vorm en tugtig soos 'n regverdige, liefdevolle Vader. Juist omdat ons omgee, juist omdat ons sy kinders is, wil hy vir ons by regte pad lei en verhoed dat ons seer kry. So, ons is baie keer verstaan nie hoekom die Here sekere dinge doen nie. Maar moet nie vergeet nie. Hy tugtig die vir wie hy lief is. Nes jy as 'n pa jou kinders getugtig het en gelei het wanneer hulle verkeerde dinge gedoen het. So doen God en die Vader ook dit. So ons moet nie God die Vader vergeet as ons Vader. Ons is die Vaders daar vandag. So kom ons herdenk die aardse vaders, maar ook ons hemelse Vader ook. Nog 'n storie van 'n pa. Daniel sy vrou Amy het 'n tweeling verwag en die was baie vroeg geboor. Die seentjie was nie 600 gram basis, die dogtertjie nog minder. Dit is klein. Nou, niemand het gedink die kinders gaan dit oorleef nie, niemand nie. Vir die volgende maande was hulle vasgevang in die totale ICU. Almal in broeikaste, 2 kindertjies. En dit is heeltyd 'n stryd om aseminfeksies en al die probleme wat kan opduik. Daniel was 'n toegewyde Christen en hy besef hierdie oorlog is nie medies nie, is ook 'n geestelike oorlog, 'n geestelike stryd. En hy het in die voete van God geval, letterlik en figuurlik. Hulle het Bybelverse in die broeikaste opgeplak. Want hulle geloof gewys op die manier. Hulle vertrou in God die Vader gewys. En het gebid. Hulle sê hierso, op Psalm 121 staan ons, ek slaan my oor op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is van die Here. En elke oggend het Daniel sy hand op die glas gesit en gebid vir sy kinders. Die broeikas, daar gesit. Elke middag het hy die Bybel leesplanne hardop vir hulle voorgelees. Elke nag
voordat hulle weer huis toe is, het hulle saam lofliedere gesing. Daar is die moeilikheid. Jy kry swaar, jy is 'n lofliedere. Ons het 'n voorbeeld in die Bybel daarvan, vir mense die tronk was, die apostels wat lofliedere gesing het. Maar wat doen ons nou swaar kry? Skel die Here uit. Dis wat ons geneig is om te doen, in plaas om te vertrou. 2 maande later het die dokters gesê, ons weet nie hoe nie, maar hulle maak dit. Sy kinders het nie dit oorleef nie, hulle het floreer. Vandag vertel Daniel graag, ek is 'n fix-it dad, maar hierdie keer moet ek leer, daar is goed wat net God kan doen. Net God kan dit fix. Ek moes leer om los te laat en om toe te laat. So in Engels sê, let go and let God. Ons het 'n Pa wat ons omgee, die Hemelse Vader. Kom ons loof en prys en dank hom daarvoor. En vergeet dit nie. En vertrou hom dat hy ons sal lei. Dat hy weet. En selfs wat dinge nie loop soos ons wil hê nie, weet ons, soos vertrou, dit gaan inpas by sy plan. En sy plan is 'n groter plan as ons eie plan. Onthou, die paas wat hier so is, die rol is belangrik. God het jou dan ook geroep om te lei in die waarheid en in liefde. En die kinders eer jou pa, dank om terwyl jy kan. En dit kan soms wel moeilik wees vir sommige kinders. En in almal soek God as jou Vader. God wag, sy hande uitgestrek om jou te vat. Sy arms uitgestrek om jou te omvou in liefde as jy swaar kry. God is daar vir jou, die Hemelse Vader. Kom ons sing ook saam die lied. Ons loof God met die lied, Father God. Dankie Here dat ons U kan loof, omdat U ons Vader is. Dankie vir ons aardse vaders en aardse familie wat U vir ons gegee het, waar ons kan leer. Help ons ook om die mooie en die goeie te onthou en daai voort te bou. Help om aan die vashou, U te vertrou. Help ons Here, ons gaan op 'n voorbeeld gestel van ander mense tot U eer. En dankie dat U bereid was om U seën te gee, sodat ons 'n verhouding met U kan hê.
en saam met u kan leef, ons vir u kan papi noem. Dankie vir u genade, seën almal hier teenwoordig, waar elke rigting gaan na die tyd, seën die familie en vriende, dis almal veilig, en ons is weer veilig terug volgende Sondag. En ons bid of dit nie is nie, lyk veilig terug. Seën almal, Here, by die Christus naam. Amen. Baie dankie en seën vir julle, ons vir die week.